Goeiemôre. Vanoggend wil ek met jou gesels oor wat die Bybel sê oor die hel en die hemel. Lukas 16 help ons daarmee as Jesus die verhaal vertel van die ryk man en Lazarus, die arm man. Ons sien dat mense herkenbaar is. Die ryk man het vir Lazarus en Abraham herken. Dit was onmiddellik, dit was onherroepelik. Dit was afgesny van God se teenwoordigheid. Geen waarskuwings, geen hulp kan meer van daaruit gebeur nie. Hades is 'n plek van straf. 2 Tessalonisense 1 vers 9 praat van totale afgesnydheid van die Here. Geen genade, geen hoop, geen mooi, geen liefde word in die hel beleef nie. En die Here stuur niemand hel toe. Mense kies die hel deur God se genade te verwerp, deur Jesus se verdienste aan die kruis te verwerp. Die hemel aan die ander kant het ons hierdie persepsie van 'n plek soos 'n eiland vakansie met onbeperkte toegang tot alle vermaak en genot. John Ortberg praat van mense het hierdie persepsie van 'n eindelose plesierfabriek. As ons na die Bybel kyk, is daar 'n paar dinge wat ons sien. Ons sien in Lukas 16 dat ons herkenbaar gaan wees. Ons sien dit ook in Markus 9, wanneer Jesus op die berg verheerlik word, kon die disippels vir Elia en Moses fisies herken. Jesus sê vir die moordenaar aan die kruis langs hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Pragtige teenwoordigheid van die Here. Psalm 23 sluit af van 'n feesmaaltyd waar die Here ons laat aansit en ons sal tuis wees in die teenwoordigheid van die Here. En dit is wat Openbaring 21 bekragtig, dat God se woonplek nou onder mense gaan wees en dat dit 'n plek gaan wees ook van nie meer trane nie meer seer nie meer verlange nie meer teleurstellings nie meer dood nie, en hierdie wonderlike vreugde van die heerlike teenwoordigheid van die Here. En God is so goed dat ons lees in Romeine 5 vers 8 dat hy vir ons sy seun laat sterf het toe ons nog sondaars was, sodat ek en jy in die hemel kan wees. En dit is genade alleen. Mag jy in genade die hemelse bestemming vashou. Mag jy nou reeds die waardes, die vrug van die Gees uitleef wat hemel op aarde maak: liefde, vreugde, geduld, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Mag jy in die genade die hemel omarm. Amen.